Oh, lekker man. Daar sê, julle kan hom so lank share, hy behoort op Taniela se Facebook ook op te kom, ek het hom inge-add. Moenie worry nie. Julle kan die boodskappe share. Lekker man. Hy vat so 'n paar sekondes. Sy is die klank reg, kan julle my duidelik hoor? Ek praat nie hard nie. Praat asseblief hard. Okay, ek sal 'n bietjie harder praat. Kan Tannie my hoor? Daar sê. Lekker. Nou ja, nou kuier ons 'n bietjie vanaand by jou, chom. Lekker. Hy my dop. Knyp my maar. Kom hy nou weer. Ai. Daar sê. Baie welkom vir die wat inskakel. Julle is welkom om te share. Ek sien hulle kom in. Stuur 'n groot sharp gesiggie. Neem deel, lewer kommentaar. As jy kritiek het, kontak my myself, maar dis altyd lekker. Welkom vir elkeen wat inskakel by ons Vlamskerp. Ek gaan saai vanaand hier van Fanie en Christina van Staden se huis af uit. En dankie ook vir die gemeentelede wat hier kom kuier uit by ons Vlamskerp toer aand. En dis altyd lekker om net so by mekaar te kan wees. Amen. Daar sê, en ek sien julle dogter het ook ingeskakel daar van die Kaap af. Sy sê, hallo, hier uit Hartenbos. Ja, sê, hallo Marike, lekker om van jou te hoor. Ek glo dit gaan nog goed, man. Jy moet nou terugkom, man, ons verlang en mis jou. Sê, kom ons sit net so, dan bid ons net saam en dan vra ons die seën van die Here. Kom ons sit ons hande in die lug. Koning Jesus, wat 'n voorreg is dit om vandag te kan weet, U is God en U is koning. Here, kom seën ons vanaand met wysheid en insig. En terwyl ons hande op ons hoof sit, Here, dat ons dan ook nou die seëninge van die Here sal ervaar. Here, ek bid dat U goedheid en guns oor ons sal wees al die dae van ons lewe. En Here, dat ons in die huis van die Here sal bly tot in lengte van dae. Amen. Amen. Maar baie welkom hier weer eens, dankie vir die gasvryheid. Ons breek die brood vanaand hier by Christina en Fanie van Staden se huis en Gerard. Skus man. Hy sit hier langs my. En die seun Gerard, ons sit hier so ons gaan 'n lekker aand hê en ons gaan lekker saam versnappingkie op die einde eet en dit gaan net lekker wees. Ek lees vir ons uit Romeine 8 vers 31 tot 39. Romeine 8 vers 31 tot 39. Hy sê: Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Sê saam met my, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge
is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar is, in Christus Jesus is, ons Here is nie. Amen. Amen. Wat sal ons skei van hierdie liefde van Christus? Stem jy saam as ek vandag vir jou sê, ons is meer as oorwinnaars? Amen. Amen. Stem jy saam dat as ek vir jou sê, dat die Here is die rede hoekom ek en jy oorwin het deur die bloed van die lam? Dat Jesus Christus vir my en jou lewe en oorvloed kom gee het, en dat ek en jy daardeur kan weet, dat die Here is ons krag, en hy is ons psalm, en hy het my heil geword, hom sal ek roem, hom sal ek eer, my God en my Vader. Amen. Amen. Jy sien, liewe vriende, vandag is daar baie dinge wat jou gaan poog om te skei van hierdie liefde. Ek en jy moet een ding weet, dat hierdie liefde van die Here Jesus Christus het nie net eenmalig gevloei op die kruis van Golgotha nie, maar hierdie liefde van Jesus Christus is 'n gedurig aanhoudende, vloeiende liefde wat sal vloei tot op die einde van dae. Want hierdie liefde sal jou nooit los nie. Hierdie liefde sal jou nooit eenkant toe stoot nie. En dit verbaas my ook nie dat hy sê, daar in vers 38, want ek is verseker dat geen dood my kan skei van hierdie liefde nie. Hoekom het hy juis gepraat, Paulus, van die dood? Dat nie eers die dood my sal kan skei van hierdie liefde nie. Die feit dat hy dit aangehaal het, dat hierdie dood my nie sal skei nie, want Paulus het iets geweet, dieselfde liefde wat my gered het in hierdie lewe, is dieselfde liefde wat my na hierdie lewe gaan ontvang. Aan hierdie liefde gaan daar geen verskil wees nie. Aan hierdie liefde gaan daar geen distansie wees nie. Nie eers die dood gaan 'n verskil maak aan hierdie genadige liefde van ons Here Jesus Christus nie. Daarom het Paulus die woord dood aangehaal en gesê, nie eers die dood sal my hiervan skei nie. Want hierdie selfde liefde wat my gered het in hierdie lewe, is dieselfde liefde wat my gaan ontvang na hierdie lewe. Daarom, dat maak nie saak deur wat jy gaan vanaand nie, maak nie saak deur wat se krisis en deur wat se mismoedigheid jy gaan, of vrae, of teleurstellings, of knockbacks en setbacks nie. Niks kan jou skei van die Here Jesus se liefde nie. Vanmôre het ek gepraat oor dat aktiewe Christus teenoor afgoderry. Jy weet, wat is vir my en jou die belangrikste? Wanneer daar setbacks is, kan dit ons nie stop van hierdie liefde nie. Wanneer daar dinge is belangriker begin raak as Christus, moet ons begin bekommerd raak, want niks mag ons skei van hierdie liefde van Christus nie. Want hierdie liefde is vir altyd. Aardse geluk, aardse toekenninge, aardse blydskappe is tydelik. Gesondheid is tydelik. Maar wat ewig is die liefde van Christus Jesus. Ons gaan eendag hemel toe, en ons gaan vir altyd in daai liefde lewe. Is dit iets om na uit te sien? Ja. Ons gaan hemel toe, en as ons in die hemel kom, gaan dit nie net wees die liefde wat op aarde ons ontvang het, maar ons troos is, dit wat ons altyd aan vasgehou het, is ewigdurende liefde, wat tot vir altyd sal bly staan. Amen. Amen. Die agape liefde. Kom ons kyk wat sê 1 Johannes 5 vers 4. 1 Johannes 5 vers 4. Ek wil hom net daar kry. 1 Johannes 5 vers 4. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Kom ons staan gou hier stil. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin wat? Die wêreld. Die wêreld. En wat is die alles wat uit God gebore is? Jy is uit God uitgebore.
Nie deur 'n menslike maagdelike geboorte of 'n geboorte deur 'n vrou of jou ma nie, maar geestelike geboorte. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. So kan ek vanaand die alles se hande sien. Amen. Kan ek die alles se hande sien vanaand? Nou sê hy, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het. Naamlik ons geloof. Jy sien, alles wat uit God gebore is, eintlik net hierdie bietjie wat vanaand hier is 'n kragtige generasie wat hier sal sit, want hulle het die wêreld oorwin. Jy en ek het die wêreld oorwin deur die bloed van die lam, deur Jesus Christus. Ons het die wêreld oorwin. In Openbaring 9 dit staan ons het oorwin deur die bloed van die lam. En deur die woord van ons getuienis. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Hierdie wêreld van teleurstellings, hierdie wêreld van siektes, hierdie wêreld van tekortkominge, hierdie wêreld van teleurstellings, hierdie wêreld waar die vyand jou haat, die wêreld waar die vyand jou verwerp, die wêreld waar die vyand jou verdruk het, jy en ek is uit God uitgebore en ons het die wêreld oorwin. Amen. En dit is wat dit kragdadig maak. Ons het die wêreld oorwin deur Jesus Christus. Daarom, wat ook al die vyand in jou pad bring, moet jy weet, deur jou geloof. Johannes 6 vers 47 sê, dat as jy Jesus Christus aangeneem het, voorwaar ek sê vir jou, wie in my naam glo, het die ewige lewe. Jy wat in die naam van die Here glo, daai wedergeboorte, jy's uit God uitgebore. Jy het die wêreld oorwin. Jy het jou teleurstellings oorwin. Jy het jou setbacks oorwin. Jy het jou probleme oorwin. Jy het jou siekte oorwin. En dit is hoekom Paulus gesê het, dat ek kan in hierdie lewe my oorwinning kry, maar dis nie net alleenlik ter sprake nie. My hoop is nie net op Christus vir my alleen aardse deurbrake nie, maar ook op my hoop op Christus vir na hierdie lewe se deurbrake. Dis in wie my hoop is. Dis in wie my vertroue is. Amen. Amen. En dis hoekom my lewe en oorvloed gee. Hoor wat sê Filippense 4 vers 13. Ons praat oor oorwinning, meer as oorwinnaars. Filippense 4 vers 13. Hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle gesê, maar het ek goed gedoen of nie? Het ek hierdie verdrukking of nie? Maar jy is tot alles in staat deur Christus Jesus wat jou krag gee. Jy is in staat om jou teleurstellings te oorkom. Jy is in staat om jou hartseer te oorkom. Jy is in staat om te weet dat as die Here vir jou is, wie kan teen jou wees? Want hy is die bron van krag. Hy is die bron van hoop. Hy is die bron van lewe. Jy is tot alles in staat deur Christus Jesus wat jou krag gee. Daarom kan ek jou net uitnooi vanaand en sê, plaas jou vertroue op die Here Jesus, want jy is tot alles in staat deur Christus Jesus wat jou krag gee. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 2 vers 14. 2 Korintiërs 2 vers 14. Hy sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons almal orals versprei. Kom ek sê dit weer, maar God sy dank, wat ons altyd, sê saam met my, altyd laat triomfeer. Maak nie saak wat se krisis jy het, wat se siekte, wat se teleurstelling, jy kan altyd triomfeer in Christus Jesus, want hy het jou altyd daardeur laat triomfeer. Amen. Wat jou altyd die hoop gee, wat jou altyd die vreugde gee, wat jou altyd die blydskap gee, want jy kan deur Christus oorwin. Amen. Amen. Jy kan kom en jy kan sê, Here, ek oorwin deur hom alleen.
Jy kan dalk teleurstellings ervaar, maar jy is meer as oorwinnaar. En nou kom hy en hy sê, die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Jy sien, ek en jy, en ek het dit al genoem en ek wil dit weer sê, weet jy hoe wonderlik is dit, wanneer jy in die triomferende krag van die Here aanbid, en die skielik kom daar 'n reuk verby, wat jy nie ken nie. Jy het nog nooit hierdie reuk geruik as 'n tipe van 'n sent of 'n spuitding nie. Spuitgoed, lekker ruik goed nie. En hier kom hierdie reuk verby en die Here openbaar in homself. En die oomblik wanneer jy daai reuk kry, kan jy ook begin aanvaar dat sy oorwinnende krag is teenwoordig. Want hy sê, ek versprei my reuk in julle. Kom openbaar jouself aan ons Heilige Gees vanaand, ons kan nie vertrou vir hierdie reuk om in te beweeg. Dankie Here. Ons kan nie vertrou. Ons kan nie vertrou. Dankie Jesus. Ons kan nie vertrou. Die reuk, kom in. Dis nie die reuk nie. Dis nie 'n ander reuk nie, dis die reuk van die Heilige Gees. Ruik julle dit? Jy moet die Here vertrou. Here is awesome. Amen. So moet mens oop wees. Die Here kom seën ons. Amen. Jesaja 54 vers 17. Jesaja 54 vers 17. Loof die Here, hy is goed. Hy sê vanaand 54 vers 17. Hy sê elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Kan ek 'n amen kry? Amen. Hy sê elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitgerig kry nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my huis is, spreek die Here. Hy sê dis 'n erfdeel. Hy sê ek gee dit vir jou. Dat elke tong wat teen jou praat, sal niks uitgerig kry nie. Vandag praat jou siekte dalk teen jou. Vandag praat dalk mense se moeilikheid teen jou. Vandag praat dalk miskien 'n besigheidstransaksie teen jou. Vandag praat dalk miskien enige situasie teen jou. Dis 'n tong wat teen jou praat. Maar op die einde van die dag sê hy dit sal niks uitgerig kry nie. Ons moet die Bybel glo, mense. Ons moet glo wat die Bybel sê. Hy sê op die einde van die dag sal dit niks teen jou uitgerig kry nie. So wat ook al jou siekte sê, dit sal nie iets teen jou uitgesit word nie, want niks kan jou skei van hierdie liefde nie. Maak nie saak wat die swak besigheidstransaksie gesê het nie, niks kan jou skei van hierdie liefde nie. Amen. Amen. Want die Here sê, ek is jou Alfa en jou Omega, die begin en jou einde, ek sal jou nie los nie. Niks sal jou skei van hierdie liefde nie. Yes, is die Here nie amazing nie? Halleluja. Sê ek sal nie elke tong wat teen jou spreek. Daar's 'n tong wat spreek teen ons blankes. Daar's 'n tong wat spreek teen en mense raak vreesagtig en die mense raak benoud. Maar maak nie saak wat hierdie tonge spreek nie. Die Here vir ons is, wie is teen ons? Daar's 'n tong wat spreek, wat sê, daar is nie 'n toekoms vir ons mense nie, maar daar's 'n ander tong wat spreek, wat die Here sê, ek gee vir julle lewe, ek gee vir julle hoop, as daar een deur toe gaan, gaan die volgende deur oop, amen? Amen. Wat spreek ek en jy? Of is een van ons eie tonge wat teen ons spreek, ons eie tong? Eina? As jy nie kan sê, amen nie, sê maar Eina. Wat spreek ons in benoudheid? Hy sê, ek is vir jou, in die dag van doodskaduwee, hoef jy geen onheil te vrees nie, want ek is met jou, my stok en my staf, die vertroos jou, net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe, en jy sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae, amen. Amen. Wat praat ek en jy? Psalm 23, ja. Deuteronomium 20 vers 4. Deuteronomium 20 vers 4.
Deuteronomium 20 vers 4 sê, want dit is die Here julle God wat saam met julle trek, om vir julle te stry, teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee. Hoor mooi, hy sê, dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy trek saam met jou deur die krisis. Hy trek saam met jou deur die teleurstelling. Hy trek saam met jou teen dit wat teen jou spreek. Hy sê, ek trek saam met jou om vir jou te stry en om vir jou die oorwinning te gee. Nou as ek mos iemand het wat vir my stry, of ek mos nie te stry nie. Daar's iemand wat vir my stry. John Bevere sê, jy moet jou, toe hy praat oor die lokase van die vyand, toe sê hy, mense wil hulle so vinnig aan mekaar regverdig. Jy hoef jou net voor een plek te regverdig, en dis voor jou regter. Dis voor die Here. Jou bestuurder is jou regter, jou man is jou regter, jou vrou is jou regter, 'n leier is jou regter, maar om jou net aan mekaar, weet jy, op die einde van die dag word dit stry en twis. Maar as ek en jy kom en sê, Here, U sal vir my stry, dan voordat ek en jy kom, het hy al klaar vir my en jou die uitweg gemaak. Amen. Amen. Die Here sê, ek sal vir jou stry. Ek gee vir jou 'n hoopvolle toekoms. Ek en jy vat dit soms net uit die hande van die Here uit. Sê vir die Here dankie dat hy vir jou stry. Amen. Kom ons gaan terug 1 Korintiërs toe. As gees? Dis 'n groot probleem daai. Dis 'n groot probleem. Daai wat ons terugvat en ons wil dit self doen. Ons vat dit terug en wil ons dit self doen. Absoluut. Die Here sê ek gee jou die oorwinning. Here, ek wil dit gou self gaan uitsorteer. My way is the highway. Jy gaan verloor. Gee dit vir die Here. 1 Korintiërs 15 vers 57. Hy sê, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hy sê ek het vir jou die oorwinning gegee deur my seun Jesus Christus. Daarom is ek en jy in hierdie oorwinning wandel, hoef ek en jy mos nie te struikel nie. Ek en jy hoef mos nie moedeloos te word nie. Kom ons wandel in hierdie oorwinning. Amen. Kom ons kyk gou wat sê 2 Timoteus 1 vers 7. Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wat vrees ons? Daar's die gedurig deur dinge wat aankom en aanslag na ons toe, wat vrees kweek, wat vrees wil bring. Maar hoekom plaas ons nie ons vertroue eerder aan die Here Jesus Christus, wat dit reeds oorwin het nie? Vrese of aanslag gaan elke dag wees. Die wat ons disippelskap kursus bywoon, omtrent amper almal sal dit onthou. Jy weet, daar is aanslag, daar is versoekinge wat kom. Maar is nie te sê ek en jy moet in die sonde val van daai versoeking nie, want die vyand gaan altyd daai versoeking bring. Versoeking is oral. Maar gaan ek en jy ons oopstel vir die sonde daarvan? Of gaan ons die versoeking bestraf soos Jesus en sê, daar staan geskrywe, werp jouself in die vuur of bring jou onder die voete van Jesus. Jy sien, versoekinge gaan altyd daar wees, liewe vriende. 'n Man sê eendag vir my, pastoor, ek weet nie, maar as ek daai rekenaar aansit, dan pop hierdie mooi vrou hier voor my op. Sê ek, jy lieg man, jy gaan na wat ook al dit is toe. Jy lieg man. Nou wil jy daaruit kom. Gelukkig het ek nie voor sy vrou vir hom gesê hy lieg nie. Pastoor, my vrou toevallig ingestap net toe ek die rekenaar aansit. Toe kom hierdie ding sommer net op. Die versoeking was daar en jy het aangehou die sonde doen. Jy het hom nie bestraf in die naam van Jesus Christus en exactly.
So met ander woorde, die vyand gaan altyd versoeking stuur. Hy het vir Jesus ook versoekings gestuur. Maar Jesus het gekies om nie te sondig nie. Ek en jy gaan ook die versoekinge kry. Maar kan ons kies om dit te bestraf in die naam van die Here en nie te sondig in wanneer hy versoeking kom nie. Amen. Amen. Daarom het ons die gegee gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing, sodat jy die versoekinge kan oorwin, sodat jy hierdie dinge kan oorwin in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Kom ons kyk wat sê Johannes 16 vers 33. Johannes 16 vers 33. Hy sê die volgende: Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Sê saam met my, in die Here kan vrede hê. Hy sê in hierdie wêreld sal julle verdrukkinge hê, maar hou goeie moed. Sê saam met my, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jy moet sien, hy gaan kom met vrees, hy gaan kom met angs, hy gaan kom met spanning, hy gaan kom met versoekinge, hy gaan kom met dinge, maar die Here sê, ek het dit oorwin. Julle moet vrede hê. Nou die plaasvervanger vir vrees is vrede. Die plaasvervanger vir angs en spanning is vrede. Die plaasvervanger vir versoekinge is vrede. Hy sê in hierdie wêreld gaan julle dit hê. In ander woorde, hy sê eintlik dit is onvermydelik, julle gaan dit kry. Sjoe. Hy sê dis onvermydelik, unfair business gaan daar wees. Hy sê dis onvermydelik in hierdie wêreld gaan daar oneerlikheid wees en julle gaan in die middel van oneerlikheid vasgevang word waar iets of iemand jou gaan indoen. Hy sê in hierdie wêreld gaan iemand jou vals beskuldig. Dis feite daar. Hy sê in hierdie wêreld gaan jy te neergedruk voel. Maar hy sê vir jou, goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek het dit oorwin. Hou goeie moed, sê die Here. Goeie moed waardeur jy vandag gaan, want hy sê, ek sal jou nie los nie. Nie in die middel van die storm nie. Nie op die einde van die storm, nie na die storm, nie voor die storm nie. Sal jou nie los nie. Ek is met jou. Hou jy net goeie moed. Psalm 44 vers 6 en 7. Dis waar vlamskerp gaan. Ons praat woord. Ons bou alles om die woord. Psalm 44 vers 6 tot 7. Hy sê: Deur U sal ons teestanders omstoot. Deur U sal ons teestanders omstoot. In U naam sal ons hulle vertrap wat teen ons opstaan. Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie, maar U het ons verlos van ons teestanders en ons haters beskaamd gemaak. In God roem ons die hele dag, en U naam sal ons loof tot in ewigheid. En God het ons en tog het U ons verstoot en tot skande gemaak, en nie trek nie saam met ons leer nie. U laat ons nie agteruit kyk nie, want die Here sê, deur my naam sal jy jou mure omstoot. Deur my sal jy in oorwinning uit kan jubel. Jy sien, die vyand gaan kort mure om jou bou. Is jy bereid om 'n muuromstoter te wees? Jy bereid om mure stukkend te slat, geestelike mure natuurlik. Jy bereid om op te staan en te sê, ek hou goeie moed, want teen my teenstander, die wat teen my is, ek sal hom omstoot. Want met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God weet ek, hy's altyd daar. Jy is meer as oorwinnaar vanaand. Waarom wil jy moedeloos word? Waarom wil jy te neergedruk wees? Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Amen. Hy sê, wees nie bevrees nie,
want ek is met jou. Wees nie bevrees vir jou pensioendag oor 2 jaar of wanneer ook al kom nie. Wees nie bevrees. Wees nie bevrees vir teekant nie. Hy sê wees nie bevrees nie want ek is met jou. Wees nie bevrees as jy nie het nie, wees nie bevrees as daar sprake is van werkafdanking nie, wees nie bevrees nie. Ek sê nie jy moet net agteroor sit en nie hoe keer houding nie, maar hy sê wees nie bevrees nie, want dis wanneer die vyand hou vas op jou begin kry. Wanneer jy vrees, wanneer jy kwaad, wanneer jy spanning begin ervaar, dan sê hy wees nie bevrees nie, want ek is by jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Wees nie bevrees wanneer iemand saam met jou pad gestap het en nie meer saam met jou stap en begin rondkyk angstig nie. Want dis daai angstige rondkyk wat jy nie meer jou oë op Jesus Christus hou nie. As jy meer as oorwinnaar wil wees in vlamskerp, wil ek jou sê, moenie angstig begin rondkyk nie. Daar's 'n lied wat sê, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of this life will grow strangely dim. As ek hom nou reg uitgesê het. Ja, so met ander woorde, kyk nie angstig rondom jou en begin om jou kyk nie, want dan hou jy lankal nie meer jou oë op Jesus Christus nie. Lankal nie meer nie. 'n Persoon, en ek wil dit eendag prakties doen, gaan na die pastoor toe en hy sê, ek wil nie meer kerk toe kom nie, want hierdie mense is in die kerk, en hierdie mense maak my kwaad, en hierdie mense dit, en almal is klomp sondaars, en niemand is voorbeelde nie. Hierdie persoon sê dit vir die pastoor, en die pastoor maak 'n glas met water vol, en hy sê, ek wil hê, jy moet 2 keer of 7 maal om die kerkgebou beweeg, en fokus so lank as moontlik om nie jou water uit die glas uit te mors nie. En kyk hoe met 'n glas water kom jy terug. En hierdie persoon loop om die kerkgebou 7 maal, en toe sy, kom ons sê, is maar sy of hy, maak nou nie saak nie, terugkom by die pastoor, is al so bietjie uit, maar die meeste van die water is nog in die glas. En hy sê, ek het hierdie glas vol gebring, en hy sê, jy het baie gestres en gespanne gelyk, toe jy om hierdie gebou geloop het. Jy het gefokus, ek kon sien hoe fokus jy. Maar het jy die mooi blommetjie raak gesien? Het jy die mooi boodskapie wat ek teen die muur geskryf het raak gesien? Het jy gesien dat daar om die muur het gestaan, Jesus leef? Het jy gesien, daar sal staan 'n teksvers om my gebou, wat sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Sê, nee pastoor, ek het niks van dit raak, ek het te veel op hierdie glas gefokus. Hy sê presies, dis hoekom almal jou in die kerk pla. Jy let nie op na wat Christus vir jou kan doen nie. En dis hoekom jy geangs en gespanne is. Jy sien, en as ek en jy meer as oorwinnaar wil wees, kom ons haal ons oë af van die mens en die dinge, en ons fokus op die Here, want hy sê, wees nie bevrees nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. As jy angstig rondkyk, gaan jy sien, en dit vir jou voel, die Here is nie jou God nie. As jy angstig begin rondkyk, gaan dit vir jou voel, die Here is nie in beheer nie. As jy angstig gaan begin rondkyk, gaan dit vir jou voel, die Here doen nie vir jou iets groots nie, maar hy sê vandag, kyk nie angstig rond nie, want ek is met jou. Ek sal jou nie los nie. Ek is met jou tot aan die einde van dae. Amen. Hy sê, kyk nie angstig rond nie. Ek is daar. Spreuke 21 vers 31. Spreuke 21 vers 31. Kom ons kyk wat sê die lewende Bybel, die woord van God vandag. 21 vers 31. Hy sê, die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. In ander woorde, dit wat jy tot jou beskikbaarheid, berei dit voor vir die oorwinning. Maar die oorwinning behoort aan die Here. Jou dokter moet gaan sien, berei dit voor tot die oorwinning. Maar die Here is in beheer van die oorwinning. Maak dit sin?
dit wat jy moet gebruik vir jou oorwinning, want dis Spreuke wat 21 vers 31 sê, hy sê die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Maak die perd gereed, kom die perd, ons maak gereed vir hierdie oorwinning, hierdie geveg, maar die oorwinning is die Here se. Amen. Oorwinning is syne, en ons gaan nie moed verlore raak nie. Amen. Kom ons kyk wat sê Hebreërs 10 vers 35, 1 Samuel 17 vers 47, 1 Samuel 17 vers 47. Kom ons kyk wat sê hy daar vir my en jou. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur die swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Nou hierdie storie gaan oor Dawid en Goliat. Dawid gaan op hierdie oorlogsveld in as 'n seun, 'n tiener, en hierdie groot man, hierdie massive groot man kom aangestap en hy sien hierdie seun kom na hom toe. Hy sê, "Wat dink jy, is ek 'n hond dat julle hierdie laaitjie na my toe stuur? Hierdie klein mannetjie na my toe stuur?" Hy het eintlik van Dawid probeer 'n grap maak en sê, "Kyk hoe bring julle hierdie klein mannetjie na my toe? Nee, hier kom die groot ouma aan en hier kom 'n klein seentjie." Maar op 'n afstand kon Samuel nie sien, Goliat nie sien, dat hierdie Dawid se broek bewe glad nie. Want hy het geweet in wie sy vertroue is. Hy het geweet, daar waar sy pa nie is nie, daar waar sy broers nie is nie, daar waar ander nie is nie, het hy al die leeu weghou van die skape. Nou as hy 'n leeu kom vat, as hy 'n beer kom vat, wie is Goliat? Nou as jy al in jou verlede klein oorwinnings gehaal het, wat is nou die match van hierdie Goliat? Jy het al mos in jou verlede oorwinningkies gekry. Nou staan jy voor 'n Goliatjie. Niks is vir Here onmoontlik nie, want jy besef net nie, daai klein oorwinningkies was eintlik ook 'n Goliat. Dit was vir jou, eers toe jy oor dit is, toe sê vir jou, ag, dit was 'n klein oorwinningkie. Dit was 'n Goliat gewees. Hier staan jy nou weer voor 'n Goliat. En nou sê Goliat vir hom, "Wat dink jy is ek 'n hond om hierdie laaitjie na my toe te stuur?" En nou kom hy daar in vers 47 en hy sê, "Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee." Jy sien, die stryd wat jy het, behoort aan die Here, behoort aan hom, en jy moet geen onheil vrees nie, want die Here is met jou. Wat sê Hebreërs 10 vers 35. Hebreërs 10 vers 35 en 36. 10 vers 35 en 36. Hy sê, werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. So, gooi nie jou vrymoedigheid weg nie, vertrou die Here altyd, want jy wil in oorwinning lewe, en meer as oorwinning lewe, so gooi dit nie weg nie, die Here is met jou, hy sal jou dra deur die storms van die lewe. So met jou vrymoedigheid, bou jou passie, moet dit nie weggooi nie, bou jou passie, kom sit jou lading, jou las, net aan die Here Jesus Christus, want hy is daar. Amen? Soos ek nou vanmôre gesê het, daai vrou, haar man het alleen kerk toe gegaan, toe die pastoor nou 'n preek gepreek, en hy kom by die huis, en hy tel hierdie vrou op, en hy dra haar orals in die huis rond, en as hy weer opstaan, dan tel hy sy vrou op, en hy dra haar orals in die huis rond, en hierdie vrou vra toe, my man, waaroor het hierdie pastoor vanmôre gepreek, oor romanse of wat? Hy sê, nee my vrou, hy het gepreek, jy moet jou laste dra, so ek dra my las. So ek dra my las.
Ja, dit Dis 'n ou wat letterlik die breek opneem. Daar al jou bekommernisse op die Here. het vroeër jare ook so gemaak. Openbaring 12 vers 11. Hy sê: En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Met ander woorde, hulle het, as jy nou na hierdie gedeelte kyk, hulle het hulle oorwin, die vyand oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. En die mense, die vyand, die mense wat nie die Here wou hê nie, en die vyand, die demone wat absoluut gekant was, het nie die Here lief nie. Maar ek en jy het hom lief. Jesus Christus. En daarom oorwin ons. Daarom sal ons oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. En jy kan ook vanaand hier so sit en luister en in hierdie kring sit, in die sitkamer sit en ook vir jouself sê, ek het oorwin deur die bloed van die lam. Amen. Amen. Psalm 18 vers 29, my laaste geskrifgedeelte. Psalm 18 vers 29. Hy sê, want U laat my lamp skyn, die Here my God, laat my duisternis opklaar. Tyd dat jy kan kom en sê, Here, laat hierdie duisternis om my opklaar in die naam van ons Here Jesus Christus. Jy sien, ek en jy kan kom en sê ons is meer as oorwinnaars. Siekte bring duisternis, vrese bring duisternis, onsekerheid bring duisternis, swak besigheid bring duisternis, akademiese uitdagings bring duisternis. En op die einde van die dag skep dit een groot duisternis om jou. Finansiële teëspoed en nie vaardighede nie bring duisternis om jou. Nou kan jy kom en op die woord van die Here vas staan en sê, want U laat my lamp skyn, die Here my God laat my duisternis opklaar in die naam van die Here Jesus Christus. Wie wil hê hulle duisternis moet vanaand opklaar in die naam van die Here? Vader, ek kom nou in die naam van Jesus Christus en ek bid, Here, dat lig sal inbeweeg, want wanneer lig inbeweeg, verdwyn duisternis. Wanneer lig inbeweeg, verdwyn onsekerheid. Wanneer lig inbeweeg, verdwyn donker nag, Here. En ek kom in die naam van die Here Jesus Christus en ek wil bid voorspoed en vryheid en seëninge, Here, sodat U heerlikheid inbeweeg, U heerlikheid in sal straal, U heerlikheid, Here, in oorwinning sal kom in die naam van die Here. En ek bid, Here, dat goedheid en guns oor elkeen sal wees in die naam van die Here. Siekte klaar op in die naam van die Here. Ek bestraf elke siekte in die naam van die Here. Ek bestraf elke teëspoed en teëstander in die naam van die Here. En ek roep die oorwinning, ek roep die krag, ek roep die seëninge in die naam van die Here. Ek wil bid, Here, vir moedhou, ek wil bid vir aanhou, ek wil bid vir sterkte, ek wil bid vir seëninge, ek wil bid, Here, dat U heerlikheid sal manifesteer tot die einde toe, en dat alles, Here, in die gemoed van elke persoon sal beweeg in die naam van die Here. En Vader, ek bid vir enige verstandsbindinge, Here, breek verstandsbindinge, verbreek hou vas, Here, en Here, elke gedagte wat die vyand opgerig het teen elke persoon, breek ons in die naam van die Here, en ek roep nou, Here, rig U troon op, rig U heerskappy op, rig U teenwoordigheid in elke besigheid, in elke mens wees in, Here, dat U heerlikheid sal manifesteer tot in ewigheid, in die kosbare naam van Jesus Christus, en die volk van die Here sê, Amen. Prys die Here. My gebed is dat die lig van die Here Jesus Christus oor elkeen sal wees, die lig van Jesus Christus oor elkeen sal skyn, tot in lengte van dae. Weereens dankie dat ons vanaand by die Van Stadens kan kuier, en julle gaan nou uitmis, maar ons gaan lekker verder kuier, maar geniet dit, maak vir julle koffie, en gaan koop 'n pizza of gaan doen iets. Okay, bye!